Goeiemôre dan aan al die geliefdes wat saam met ons luister op hierdie kosbare 7de Junie 2026. Kom ons vra die Here se seën op sy woord. Here Jesus, in die begin was die woord. En die woord was by God en die woord was self God. En daardie woord het vlees geword en onder ons kom woon met die intensie om in ons in te kom. Mag daardie woord vanoggend, wat die Here Jesus homself is, in ons indring. Mag dit hier in ons hart woelinge veroorsaak, Here. Mag dit ons tent van ons hart se penne weier uitslaan om nog meer van die Here Jesus te ontvang en van sy koninkryk wat hy deur ons wil uitleef. Hoe lieflike voorreg is dit om vanoggend met die lewende woord, wat skerper as 'n tweesnydende swaard is, en wat wil deurdring deur alles, te kan werk. Die verantwoordelikheid lê nou by ons, Here, om te hoor en te luister en te gaan doen dit vir die woord sê. Dit bid ons, dit vra ons in die grootste naam wat bestaan, wat in ons gegee is, die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. OK, maak vir my oop, ons gaan lekker blaai vanoggend. Jy is welkom om jou app op jou foon te gebruik, as jy nie jou Bybel hier het nie. Handelinge 2, verlede Sondag toe ons die span hier gehad het van Durbanville, wat met ons gewerk het rondom die praktiese disipelskap, die praktiese evangelisering en die prentjies wat ons gehad het op die bord, was dit op die kalender van Suid-Afrika Pinkster. En ons almal weet, Pinkster is die uitstorting van die Heilige Gees. Maar ons weet ook dat die Here Jesus is nie beperk tot 'n kalenderdatum van die mens nie. So of ons nou Pinkster vandag doen, of ons Pinkster verlede Sondag gedoen het, en of ons dit oor 'n maand doen, maak aan die Here Jesus se hart niks saak nie, maar wat 'n saak maak, is of jy verstaan wat dit is. Of ons verstaan. So ons gaan 'n ander angle op Pinkster vat. Ons gaan vinnig net vir mekaar sê, en ons gaan nie die hele ding lees nie, want ek wil by iets anders uitkom. Ek wil hê jy moet net jou Bybels oopmaak by Handelinge 2 en by Joël 2, sodat jy net vir jouself 'n mental note kan maak van wat gebeur het hierso. En wanneer ons vir mekaar sê dat die Ou Testament is aan ons gegee as rigtingwysers en profetiese heenwysing na Christus, is 'n baie belangrike woord om te verstaan. Profetiese heenwysing beteken die volgende: die Here het 'n mens gebruik op aarde om sy woord te kommunikeer na sy kinders toe. Ek gaan dit vir jou weer sê. En ek gaan vir jou sê hoekom ek dit weer gaan sê. Ek gaan dit beklemtoon met 2 uitroeptekens. Die Here Jesus, wat van die begin af daar was, omdat die woord van die begin af daar was, die Here Jesus het nie verskyn in Matteus 1 nie. Die Here Jesus was van die begin af daar as die woord van God. In die begin was die woord. So van die begin af is hy die een wat daar kom woorde uit sy mond uit en dit skep. So alles wat geskep is aan die begin, tot vandag toe, het uit sy mond uitgevloei. Die mens skep niks. Die mens kan iets hervorm, maar die mens kan niks skep uit niks uit nie. Net die Here kan. En daarom elke woord wat by sy mond uitkom, is profeties. Hoekom? Want dit vloei profeet, soos 'n profeet sou iets kom sê vir die volk. Vloei dit nie uit die profeet se hart uit nie. Dit vloei uit die Here se hart uit, wat spreek met die profeet en deur die profeet na die nasie toe. Daarom is 'n profetiese woord iets wat uit God se hart uitkom vir iemand anders. Dit is nie iemand wat 'n goeie gedagte kry en na iemand anders toe stap en sê, so sê die Here, noodwendig nie. Die woordjie profetiese gawe en waar sê hy, het so naby aan mekaar begin loop, dat die mens sukkel om dit te onderskei. En waar sien ons dit die mooiste? Ons sien die mooiste voorbeeld daarvan
toe Petrus en nog iemand, Paulus en nog iemand, ek dink dit was Barabbas, is seker nie? Nie Barabbas nie, ek sal nou op die naam kom. Dink is Paulus en Silas, ek is nie 100%, maar dink Paulus en Silas wat gestap het, en toe verheerlik hulle mos vir hulle, en toe sê hulle nie, ons soek nie die eer nie, en toe kom daar 'n vrou wat 'n waarsêersgees het, en sy sê, hierdie is manne van God wat die waarheid praat. En almal sou sê, wow, maar jy lees nie wat daar staan nie. 'n Vrou met 'n waarsêersgees tree profeties op. Dis een ding wanneer 'n Christen, 'n wedergebore kind van die Here, 'n profetiese gawe fyk om smaar te lyk, of wanneer 'n kerk 'n profetiese gawe fyk deur te sê, as iemand nie die inkom, moet ons 'n profetiese woord vir daai persoon gee, want hulle moet veilig voel by ons. Dis een ding, maar wanneer die bose die waarheid begin praat, raak dit 'n baie fyn lyn om te onderskei, en vir 3 dae los Paulus haar, tot hy dit nie meer kon hou nie, sê die woord. Toe draai hy om en hy spreek die gees aan en die gees verlaat haar. Maar die bose gees, 'n waarsêersgees, het profeties opgetree. Wees gewaarsku, my geliefde. Wanneer iemand 'n profetiese woord vir jou bring, moet jy dit gaan toets aan die woord en aan die gewer daarvan homself. As dit van die Here af is, sal die Here vir jou bevestig die profetiese woord wat gespreek is, want dan kom dit uit sy hart uit. Maar wanneer dit jou de mekaar maak en verward maak, en jy vind niks in die woord nie, en dis teenstrydig met die goed wat die Here aan jou lewe vir jou gesê het, dan sal ek dit nie aanneem nie, maar verwerp. Want as die kans 100% dat dit nie van die gewer afkom nie. En die vyand werk ontsaglik baie in mense se lewe wat gullible is rondom die profetiese gawe. Want die profeet wat ons vandag het, is wie? Die Gees van die Here. Wanneer iemand die woordjie profeet aan homself koppel, is ek klaar nervous. As iemand wil voorloop met 'n titel om te sê, dis hoekom jy na my moet luister, ek sê nie ek gaan nie luister nie, ek sê nie ek gaan nie toets nie, ek sê net, ek is klaar in 'n Paulus mode, ek is versigtig, opreg soos 'n duif en versigtig soos 'n slang, sê die woord. Hoekom? Want iewers is ek bang dat 'n woord inkom wat my lewe van spoor afvat, so ek luister fyn met die gees, dieselfde gees van onderskeiding wat genoem word die gees van profesie. En as daar een gawe is waarvoor jy moet bid, dan is dit die gawe van onderskeiding, wat die woord sê in die laaste dae waarin ons leef. In die tye waarin Jesus gaan terugkom, dit is die betekenis. Laaste dae beteken nie tel die dae af nie, dit beteken in die tyd van dat Jesus gekom het tot hy weer terugkom, dit is die laaste dae, tot hy ons weer kom haal. Sê die woord, gaan baie van die spoor afgelei word, hoekom? Want onderskeiding gaan nie in hulle hart wees nie. Hoekom? Want die aanval van die vyand gaan nie kom met 'n duiwel met 'n vurk wat hier kom staan en sê ek staan jou teen nie. Hy kom profeties na jou toe. Hy kom fyn na jou toe. En al wat sy plan is om jou net 5 mm af te kry van die pad af. Want 5 mm hier is 5 km daarvoor. So vandag wil ek hê, ons moet fokus op iets baie spesiaal. Die profetiese stem van God het deur 'n mens Joël gevloei in hoofstuk 2 vers 28 en 29 en ek lees hom vir jou. En daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees en julle seuns en julle dogters sal wat maak? Profeteer. Wat beteken hy woordjie? Sal spreek, dit wat die gees in hulle hart plaas om te spreek. Sal die woord gebruik, die hele woord is 'n profetiese woord, geliefdes, want die hele woord is geïnspireer deur die gees. Daarom is die hele woord profeties, dit kom uit God, die gewer se hart uit. So hier staan nie,
Staan nie geskryf, julle seuns en dogters sal op verhoë ophardloop en sê, so sê die Here, noodwendigheid kan dood eenvoudig wees, dat julle seuns en julle dogters die woord sal vat. En mense sal leer daaruit, want die woord is klaar, profeties. So om die woord te lees, is om te profeteer, onder andere. Dit hoef nie noodwendig net te wees, dat iemand op jou skouer kom tik, en vir jou sê ek het 'n woord vir jou nie. Dit kan wees. Maar dit hoef nie die enigste vorm of definisie van profesie te wees nie. Dit kan wees dat jy en 2 of 3 mense by mekaar kom en julle sit rondom die woord en skielik begin die Gees tussen julle werk. En soos wat julle die woord met mekaar deel, profeteer julle na mekaar toe en profeteer die Gees na julle toe. Want dit vloei uit die hart van die Vader na jou toe. Dit is profeties. Hier staan, julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense sal drome droom, julle jongelinge sal gesigte sien, wat niks anders as visioene is nie. Droom, slaap jy, visioen, is jy wakker, né? Droom, slaap jy en jou onderbewussin vind goed plaas. Nou, ons het daardie aand 'n groot gesprek gehad oor drome. As die Here 'n boodskap vir jou in 'n droom het, hoef jy nie AI en 'n droom dictionary te nader nie, geliefde. As die Here 'n woord vir jou in 'n droom het, sal die Here van die leerskare nie toelaat dat jy dit mis nie. Jy kan maar net vir hom vra om vir jou dit duidelik te maak. Hy sal dit doen. Hoekom? Want hy is nog steeds dieselfde profetiese Gees. Hy wil nog steeds 'n boodskap van sy hart by jou hart uitkry. Dink jy hy sal vir jou 'n riddel gee wat jy nie kan uitfigure nie, om jou daar te laat sit en sê, ek wonder nou wat wil die Here vir my sê? Ek sê seker, nee. Die Gees van die Here is 'n stem wat Johannes 10 sê, wat sê? My skape ken my stem. Hulle hoor my stem. Hulle sal die stem van 'n vreemde nie volg nie. Die Here sal nie toelaat dat jy dit mis nie. As hy vir jou 'n prentjie wil wys, 'n visioen wat jy sien, terwyl jy alleen is en jy sien hierdie prentjie, vra vir die Here om vir jou te bevestig, voor jy rondhardloop en op Facebook dinge loop sit, en 'n wet daarvan maak wat ander mense moet volg, omdat jy 'n prentjie gesien het. Gaan sit by die Here se voete, vat sy woord, sê, Here, ek het hierdie prentjie gesien, dit roer my, wat wil u vir my sê? En voor jy nie vir my kan sê, dat jy weet dat die Here vir jou 'n prentjie gesê het, jy gaan ek vir jou terugvat na Gideon toe, aan wie die engel van die Here, die engel, Christus, verskyn aan Gideon, gee vir hom 'n opdrag. Gideon is so angsbevange oor hierdie geweldige boodskap, dat hy vir bevestiging op bevestiging vra, totdat die Here nou vir hom amper 'n emmer water laat uittap uit 'n stukkie vlees wil om te sê, okay Gideon, is jy nou happy? Dit is ek. As Gideon, aan wie die Here verskyn het vir bevestiging vra, hoe kan jy dit te doen nie? Hoekom kan ons 'n droom kry wat net skielik bietjie vir ons interessant is en ons hardloop daarmee heen? Stop vir 'n oomblik. Sit jou droom, sit jou visioen voor die Here. Sit die profetiese woord wat iemand vir jou bring voor die Here. Gaan in gebed in voor die profetiese stem van die Here, deur sy Gees. En laat hy vir jou bevestig, en as hy vir jou bevestig het, my geliefde, dan kan Donald Trump sy army bring om vir jou te stop. You move. Want dan weet jy, onoorwonne, dit is die Here wat gepraat het. En sy stem is soewerein bo enige ander stem, gedagte, gesag van hierdie wêreld. Die probleem is wat ons doen. En ek sal nooit vergeet nie. Na my stap by Pretoria toe, het daai jong manne by my aangekom. Seker 3 van hulle. Verskillende tye. Sê, oom, ons het hierdie ding gelees. Ons wil ook dit doen. Dan sê ek, waar is jou mandaat? Wat beteken dit? Wys vir my waar die Here vir jou gesê het om dit te doen. Want ek sê nou vir jou groot man, binne 100 km van dat jy wegtrek uit die Kaap uit met jou voetjies, is die excitement verby. Die avontuur, die mense wat fotootjies geneem het en vir jou gegroet het, en jy wat voel jy gaan hierdie ding vir die Here doen, dis verby. Daar begin jou voete seer raak. Daar begin die melksuur intree, daar begin jou toontjies bars, daar begin goeters verkeerd loop. Dan het jy die mandaat van die Here in jou hart nodig, dat jy vir my kan sê, ek weet die Here het my gestuur.
Anders, wie wat gaan gebeur? Jy gaan omdraai. Nou het jy klaar op Facebook 'n hoe-ha gemaak, oor die Here het my gestuur, maar jy draai om. Wat sê jy nou? Kom ek sê jou wat gebeur? Jou geloof kry seer. Want waar is hierdie God wat my gestuur het? Nee, die probleem is nie die God wat jou gestuur het. Die probleem is die avontuur in jou hart het harder gespreek as die opdrag van die Here. Daar was nie 'n profetiese stem van die Here wat dit vir jou gesê het en die woord wat dit vir jou bevestig het voordat jy in aksie oorgegaan het nie. Dan vat ek jou na Jeremia toe. 'n Profeet van die Here wat heel waarskynlik een van die slegste opdragte gekry het in die Bybel, is om na 'n koning toe te gaan wat nie gaan luister nie. En die Here sê dit vir hom voor die tyd. Ek stuur jou met 'n woord, maar hulle gaan na jou nie luister nie. Wie sou gegaan het as jou lewe op die spel is? Nehemia. Gaan na die koning toe, wat 13 jaar terug 'n bevel uitgesit het, dat as enige iemand teen hierdie bevel opstaan, waai sy kop. Maar die Here gee vir hom die mandaat om na daai koning toe te gaan en te sê, presies dieselfde konsep as vir Moses, vir wie hy gesê het, set my people free, het hy van Nehemia gesê, gaan herbou die mure. Dis 'n doodsvonnis potensieel. En ek sit met mense wat rondhardloop en dink dis 'n avontuur om dinge te doen wat hulle die media kan betrek om ek weet nie wat te bereik deur die teenoor ouens wie se lewens op die spel geplaas word vir die Here. En ek sê in watter een se lewe het die profeet gepraat? In watter een se lewe is die profetiese stem van die Here sigbaar? Wie se lewens getuig van die Here en sy werk? En wat die ene show business. So vanoggend wil ek jy moet sien dat die Here het vir die profeet Joël gesê. En as jy lus is om die studie volledig te doen, gaan begin by Levitikus 23. Gaan kyk daar. Toe die Here die wet ingestel het hy reeds Pinksterdag in sy hart gehad. In Levitikus 23. Het hy klaar, as hy mense, ja, maar hy was net hier vir een volk. Gaan kyk Levitikus 23, in die wet sê hy, my hart is om my volk en die vreemdelinge bymekaar te bring. Dit sluit in Jood en Griek. Besny, onbesny. Al daai goeders, koring, gars, alles word in daai ding ingewerk in hy profetiese heenwysing, dat God se hart van die begin af was dieselfde as wat hy met Adam en Eva in die tuin van Eden gehad het. Dis net tussenin het iets gebeur wat dit gebreek het, naamlik sonde. Maar God se hart is versoening, terugbring, heel maak wat stikkend is. En hy doen dit profeties deur sy stem reeds in die begin toe hy die wet ingestel het. Reeds, sê ek, voor die grondlegging van die wêreld het hy geweet wat gaan gebeur in die tuin van Eden. Daarom was sy hart van die begin af om uiteindelik sy seun te stuur. En sy seun het gekom, en toe sy seun voor die wêreld staan, toe kom die profeet van bo af, die Heilige Gees. En daal neer op hom, en kom nie naby hom nie, maar in hom. En toe kom die stem van God, profeties, na almal toe. Hierdie is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Luister na hom. Wat sê die Vader daar vir almal wat daar staan? Ek gaan deur hom praat. Ek het nou net die stem in hom geplaas. Die profeet, naamlik die Gees, in hom geplaas. En vir 3 jaar loop hy in sy bediening. Hy kry geraak glaasie water asseblief. In 3 jaar loop hy, en oral waar hy sy mond oopmaak, kom die profetiese stem van God deur hom, want hy's beide God en hy's mens op dieselfde tyd. Moeilike konsep om te verstaan.
maar nie gebore uit 'n manlike saad uit, die gebore uit 'n vrou wat 'n mens met die goddelike bevrugting, so beide God en beide mens, Son of God en Son of Man, gelyktydig, wat homself onderwerp in sy menslike kant aan God. Hoekom? Sodat hy vir ons kan wys die voorbeeld. Hoe lyk dit om ondergeskik te wees, om jouself onder te stel onder die gesag? Daarom het hy die Gees van God nodig gehad om eers dit te ontvang, wat vir my en jou 'n profetiese teken is, dat voor ons die stem kan volg, het ons die Gees inwendig nodig. I thank you. Jesus het nie wedergeboorte nodig gehad nie. Hy het nie sonde gehad nie, maar hy moes vir ons wys, voor jy kan inbeweeg, en waarvoor jy geroep is en gemaak is op hierdie aarde, het jy eers die Gees van God nodig. Daarom ontvang hy hom. En daai stem sê, luister na hom, oral waar hy gaan praat, gaan my hart as die Vader geopenbaar word, profeties, deur die profeet, wat ek binne in hierdie mens vir julle sit, sodat julle na my hart kan luister. En nou vra ek die vraag, dit het gebeur vir ons almal. Jesus was die eerste ontvanger daarvan. Maar dit het vir die res van ons almal moontlik geraak, wanneer? By Pinksterdag in Handelinge 2. Toe 120 bymekaar was, 50 dae na die hemelvaart. Is dit 50 dae na hemelvaart, of is dit 50 dae na 50 dae na opstanding? Sorry, is reg. 50 dae na opstanding, 10 dae na hemelvaart. Was 40 dae na opstanding na hemelvaart toe en 10 dae na hemelvaart na die uitstorting van die Gees toe. En 120 van hulle is bymekaar in die boefretrek, waartoe Jesus hulle teruggestuur het. En ons het al vir mekaar gesê, wat 'n geweldige opdrag was dit, want Jerusalem was in absolute vyhandigheid op daai stadium. Daar was opstande. As jy dink, die middel 90s was opstande. En die julle wat in die polisie was in daai tyd, hoe daai opstande gelyk het. Dink 'n bietjie hoe Jerusalem gelyk, nadat die een wat homself die koning van die Jode is, gekruisig is. Geen iemand wat homself 'n volgeling van Jesus genoem het, sou dit gewaag het in Jerusalem nie, want almal was in gereedheidsvlak om jou te arresteer, oor hierdie leuen wat jy sal vertel, van hierdie God op aarde, genaamd Jesus Christus. Maar 500 het die opstanding beleef. Meer as 500 ooggetuies is gedokumenteer om Jesus te gesien het na sy opstanding. En Jesus sê vir sy disippels, gaan terug Jerusalem toe, gaan wag vir my daar, gaan wag vir iets, en hy noem dit, gaan wag vir die belofte. Daai belofte kom reeds uit Levitikus 23 uit. Daai belofte kom reeds uit Joël 2 uit. Ek gaan my Gees uitstort op alle vlees. Dit gaan beskikbaar word vir 'n mens. Nog nooit van tevore kon die Heilige Gees in iemand woon nie. Hy kon op iemand kom, hy kon oor iemand kom, hy kon iemand bystaan, maar hy kon nog nooit in iemand kom nie, want Jesus moes die eersteling wees. En dan kan jy gaan kyk na die fees van die eerstelinge, van die gerf, die eerste gerf van die oes, en dan kyk jy, Jesus was die eerste een om die Gees te ontvang, en daarna sal die hele oes beskikbaar wees. En dan sê Jesus in die Nuwe Testament, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Hoekom? Die Gees is beskikbaar vir almal, maar min kom en ontvang dit, en gaan in en gaan verkondig hierdie lieflike woord, hierdie boodskap van verlossing, hierdie boodskap van het jy gehoor, die Gees van die Here is vir jou ook beskikbaar. En dan stort hy hom uit oor hy 120 in die boefretrek. En skielik stap hierdie mense wat wegkruip en bang is vir hulle lewe, stap uit op 'n balkon op Petrus en begin om te profeteer. Wat is sy profetiese woord wat hy bring? Gaan lees dit. Hy bring die evangelie. Hy verduidelik hom van die begin af
tot by Jesus verduidelik hy profeteer, die profeet, wat nou net soos 'n tong van vuur oor hom kom hang het en hom gedoop het, met die Gees begin van die binnekant af, praat, uit wie se mond uit? Dieselfde ou, wat gesê het, 'n bietjie dag terug, toe hulle vir hom vra, is jy nie ook een van hulle nie? Toe sê hy 3 keer, nee, ek ken hom nie. Na kraai die haan. Selfe ou, staan op, en vrees sy eie lewe nie, en begin profeteer, omdat die Gees van die Here vrylik deur hom kon beweeg. En net soos Jesus nie sy eie lewe gevrees het nie, vrees Petrus ook nie sy eie lewe nie. En van daar af kan jy gaan lees, hoe het dit gegaan met mense wat die evangelie en die profetiese woord van die Here belangriker geag het as hulle eie lewens. En kyk 'n bietjie hoe hulle gemartel in die geskiedenis. Wanneer die Gees van die Here vrylik deur jou beweeg, nee, wanneer jy die Gees van die Here toelaat om vrylik deur jou te werk, wanneer jy nie, en daar is 'n verskil tussen oorgee en opgee. Wanneer jy handdoek ingooi in die ring in, dan sê die coach van die bokser, die afrigter sê, genoeg, ek wil nie meer hê my bokser moet veg nie. Dis handdoek ingooi, stop dit, ons gee moed op. Die ander ou is te sterk. As 'n verskil tussen dit en om oor te gee aan die Here. Om oor te gee aan die Here beteken, Here, ek het nou genoeg probeer op my eie. Nou vra ek vir U om te kom doen wat ek nie kan nie. Dis oorgee. Dis nie opgee nie. Dis nie handdoek ingooi en sê ek het genoeg gehad van hierdie Christenlewe. Nee, sorry, dis nie van my nie. Dis handdoek ingooi. Maar wanneer jy die Gees van die Here toelaat en sê, Here, ek wil, vandag by die doop, ek wil ondergeskik wees aan die profeet in my hart. Die profetiese stem van die Here, die Gees, moet bokant my wees, so wat hy sê in my hart is belangriker as wat ek dink oor die saak. Wanneer dit gebeur, en jy word bekleë met Christus, een in sy lewe, een in sy dood, een in sy opstanding, en nou een in sy Gees, dan gee jy die Gees van die Here toestemming, want onthou jy het nog steeds 'n siel, jy het nog steeds jou eie vrye wil wat hier sit, jy kan kies, of jy selfbeheer wil hê, en of jy beheer wil oorgee, jy kan kies of jy vir die Here wil wees, of teen die Here. Al praat hy stem, hoe duidelik, het die koning in die Ou Testament altyd die keuse gehad, of hy gaan sê, dis reg wat die profeet vir my kom sê, en dit deurgee vir die priester om dit na die volk toe te verkondig. Altyd 'n keuse, en daarom het jy goeie konings gehad wat geluister het, en slegte konings gehad wat nie geluister het nie, en jy kan alles gaan lees in die boek van die konings en die kronieke, gaan kyk, wat was die uitkoms van dit? Maar wanneer jy dit doen, en die Gees van die Here neem besit van jou, omdat jy besit afstaan, afteken, geliefdes, dan gebeur daar amazing goed rondom jou. Jy begin raak die ooggetuie van die lewende God, van hemel en aarde, wat dinge deur jou doen, waarvoor jy nie soveel aks van eer ontvang nie, en jy wil dit ook nie hê nie, want dis te 'n groot voorreg om te beleef hoe hy werk. Joel het dit voorspel, die Here het dit vir ons in die wet saamgevat, as profetiese heenwysing na iets wat sou gaan gebeur. God se hart is om alle mense gered te kry, for it is His will that everyone should be saved, sê die Engelse Bybel. So, ons weet die Gees is uitgestort. Ons weet dit het gebeur. Ek gaan nie deur die gebeure met jou gaan vandag nie. Ek vra vandag 'n vraag wat ek wil hê, ons moet saam oor praat. En dit is, wat is die rolle, funksies van die Gees,
die profetiese stem van die Here in ons lewens as Christene. Wat hier wat ek gisteraand geskryf het ek gesê, wat is die primêre funksie? Maar ek wil nie vashak by dit nie, want ek wil nie sê een funksie is belangriker as 'n ander funksie nie. Maar ek wil hê ons moet vanmôre met mekaar saam praat. En jy moet vir my sê, watter rol speel die Gees van die Here profeties in jou lewe? Ek sal begin. Gaan niemand onder druk sit nie, maar asseblief neem vrymoedigheid. Asseblief neem vrymoedigheid om saam te gesels, want ons is 'n gemeente. Ons is nie 'n gehoor met 'n spreker nie. Ons is 'n gemeente. En as die Gees van die Here vanoggend deur jou iets aan my wil openbaar, asseblief moet dit nie terughou nie. Asseblief moet dit nie terughou nie. Ek het 'n moslemse getuienis gehoor, waar die persoon skreeu en huil en sê, "Why do you keep your Jesus for yourself?" Hy sê, ons is so honger, ons is harrekwas, maar ons is so honger om weg te kom van wette af en in te kom in verhouding in. Moenie vir Jesus vir jouself hou nie. Nou vanoggend ek wil vir jou sê, moenie dit vir die Gees van die Here in jou lewe doen, terughou van ons wat dit moet hoor nie. OK. So ek wil begin. Blaai saam met my na Johannes 3 toe. Ek gaan nie noodwendig alles lees nie, maar net vir jou sê. Johannes 3, vers 3 tot 8, Jesus is besig met Nikodemus. Jesus antwoord en sê vir Nikodemus, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is weer gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. En Jesus antwoord en sê, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees, hoofletter, gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Die eerste funksie en die eerste rol van die Gees in my lewe. So ek gaan sommer net hierso skryf, rol van die Gees. Die eerste rol is wedergeboorte. Hoekom? Want niks en niemand anders behalwe die Gees van die Here kan wedergeboorte implementeer nie. Nie 'n kerk wat vir jou sê jy is deel van ons nie, nie om 'n bank warm te sit op 'n Sondag nie, nie om goeie werke te doen daar buitekant nie om 'n papiertjie te teken nie om doopseeltjies te hê nie, niks anders kan wedergeboorte implementeer behalwe die Gees van die Here. Dis die eerste rol. Geen ander rol kan voortspruit as hierdie rol nie, of hierdie funksie nie plaasgevind het nie. Want die res van die funksies vloei vanuit hierdie een. Sonder wedergeboorte is jy 'n goeie mens op aarde, wat goeie beginsels uit die Bybel uitvolg. Wat praat van 'n God met die naam van Jesus Christus, Vader en Seun en Heilige Gees. Maar sy Gees, sy koninkryk het naby gekom, maar nie in nie. Dis 'n geweldige probleem. Wanneer miljoene mense oor Paastyd en oor Pinkstertyd deur die wêreld dit herdenk, beteken dit nie noodwendig dat wedergeboorte in elkeen van hulle plaasgevind het nie en dat die Gees van die Here in hulle woon nie. Want Jesus homself is ons standaard waarna ons kyk. Hy het die Gees ontvang om dit te bewys en hy sê vir Nikodemus, dit wat ek deurgegaan het, moet jy deurgaan. Nie al die kennis Nikodemus van alle boeke wat jy het, Nikodemus, leermeester van die leermeesters is hy genoem. Hy het die res van die fariseërs en die skrifgeleerdes opgelei om te doen wat hulle moet doen. En Nikodemus voel iets beweeg wat nie kom uit kopkennis uit nie. Al wat Nikodemus sien
is oogats. Hier's 'n botsing tussen my hart en my kop. En ek kan nie hierdie Jesus in die sinagoge of in die tempel of enige plek nou vra oor die goed wat ek wil vra nie, want die res van die mense wie ek oplei gaan 'n probleem hê daarmee, so wat doen ek? Ek gaan in die nag na hom toe. Ek maak 'n afspraak met hom in privaatheid in die nag, waar niemand kan sien nie, om my hart te openbaar en te sê, niemand kan hierdie goed doen wat u doen, as dit nie uit die Here uit is nie. En dan sê Jesus vir hom, Nikodemus, kyk vir my. 'n Vriend van my het altyd gesê, sy dogtertjie, as sy nou ernstig is met hom oor 'n boodskap, en sy is nou bang hy mis dit, dan vat sy kop so en sê sy, papa, kyk vir my mondjie. Papa, kyk vir my mondjie. Ek wil nou vir jou iets sê wat belangrik is. En Jesus, dit voel vir my, Jesus moet vir Nikodemus vat en sê, Nikodemus, kyk vir my mondjie. As jy nie gewederbaar word deur die Gees nie, jy kan nie net gebore word uit 'n mens uit nie, jy moet gebore word uit die Gees uit. As ek nie in jou kom woon deur my Gees nie, kan die res wat jou op die oomblik konfronteer en jy mekaar maak, nie in aksie kom nie. Jy gaan nooit kan verstaan wat tussen my en my disippels gebeur. Jy gaan nie my dood verstaan, jy gaan nie my opstanding verstaan, jy gaan niks verstaan as hierdie Gees nie nommer 1 binne in jou kom woon en wedergeboorte plaasvind. En die enigste manier wat dit plaasvind is as jy glo in wie ek is as die een wat voor jou staan. Dis wat Jesus verduidelik. Hy sê wanneer ek kom na jou toe en kom klop aan die deur van jou hart, moet jy oopmaak vir my. En die wat met hulle monde bely en met hulle harte glo dat hy die Here is. En hom innooi, sal hy inkom en kom woning maak. Hy sal kom wedergeboorte implementeer. Eerste funksie van die Gees. Die res vloei uit hierdie een. Die tweede een, Romeine 8 vers 9. Romeine 8 vers 9 sê die volgende. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon, sluit aan by die eerste een. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort aan hom nie. Oepsie. 1 Korintiërs 12 vers 13. Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam. Of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne, en ons is almal van een Gees deurdronge. Profetiese vervulling van Levitikus 23 en Joël 2. God se hart om almal bymekaar te maak. Ek noem hierdie een versekering. Hoekom het ons versekering? Hoekom neem jy versekering uit? Gemoedsrus. Gemoedsrus teen wat? Teen alles wat verkeerd kan gaan. En dis wat dit Alle advertensies oor versekering, ek was 7 jaar in versekering. Was lank daar. Alle opleiding wat hulle vir ons gegee het in die versekeringsbedryf, het gegaan oor die gebruik van vrees om iemand oor te vat na 'n besluit toe. Wat as dit en wat as dit gebeur? En dan los jy iemand in 'n verwarde plek waar hulle sê, nog nooit so daaraan gedink nie. Goed meneer, hier's die oplossing, kom ons teken hier. En daai vrees van jou sal verdwyn en jy kry gemoedsrus. Jy word verseker dat die sleg wat kan gebeur gedek is. Nee. Alright. So wat sien ons hier in die 2 verse wat ons gelees het? Daar's natuurlik nog Efesiërs 1 ook wat jy kan gaan kyk, vers 13 en 14. Wat almal presies dieselfde sê. As jy die Gees van die Here het jy versekering teen die dood aan hierdie kant. En 'n lewe aan die ander kant. Ons moes hierdie goed nooit op aarde doodsversekering genoem, lewensversekering genoem het nie. Ons moet dit doodsversekering noem. Want lewensversekering is dat as jou lewe hierdie kant klaarmaak en jy het die Gees van die Here,
gaan jou lewe aan die ander kant aan. So nooit vergeet dit was die woord wat die Here gegee het vir Frans Vermeulen, wie van julle by daai begrafnis was. Daai julle, lewensversekering, Sonja, ek en jy het nog lank daaroor gepraat agterna. En die gees van die Here deur wedergeboorte in jou hart kom bly, het jy die volle versekering. Volle versekering, Jesus is myn. O wat 'n vreugde, heerlik en rein. Volle versekering. Die teenoorgestelde is ook waar. Ouma is 89 jaar oud. My ouma was een van die beste mense wat ek geken het. Verskriklike reguit mens. Die dominee kom doen huisbesoek by haar. Hy sê vir Aunt Annie, hoekom kom jy nie kerk toe nie? Sy sê vir hom, dominee, as ek wil slaap, slaap ek by die huis. Hy sê vir hom, Aunt Annie, ek het nou 'n plan. Ek sal nou, as jy nou kerk toe kom, dan sal ek nou so elke minuut sal ek nou net so 'n hand klap, dat jy nie slaap. Dus sy sê, dominee, net as die hele kerk wakker skrik, wat dan? Sy was 'n verskriklike reguit mens, maar 'n goeie mens. Daar het nie 'n honger mens by haar weggestap honger nie. Maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak wat jou kleur is nie. Jy het iets gekry om te eet. En op 89, 3 jaar voordat sy dood is, gee die Here vir my 'n visioen. Ek is buite, ek sien dit, ek beleef die Here praat met my en ek begin met vir die Here vra, bevestig dit vir my, bevestig vir my. My ouma is ongered. Praat van die Here, ongered. En ek sê, Here, as U vir my hierdie prentjie gee, skep vir my die geleentheid. En op 89, in die ouete huis, kom 'n oproep deur, ons is in Calvinia daai naweek, ek slaap die aand daarso oor saam met my maale. En sy bel na die huis toe waar ons bly, wat haar eintlik haar huis is. Ons praat nou nog van ouma Hannie se huisie. En my pa antwoord. Sy sê nie vir hom hallo nie. Baie nie ouma Hannie nie. Sy sê vir hom is Boutjie Roukie daar. Sy het my so genoem. My pa sê, hy's hier. Sy sê, kan hy gou na my toe kom asseblief? En toe hy dit vir my sê, toe weet ek, dis 3 jaar terug se prentjie. Nee? En ek stap oor na ouma toe. Ouma se radio het dag en nag gespeel. As daai radio af is die krag af op die battery is pap, een van die twee. Maar nie dood nie. Daai ding speel RSG dwars deur die dag vooruit aan die kant, Amakataar. Toe ek instap in haar ouer huiskamer, toe is die radio af. Ek sê, oumie, nou wat nou? Onderlippie bewe. Kan nie praat met my nie, maar ek weet wat die Here gesê het. En ek gaan sit by haar en ek vat haar 2 verrimpelde handjies so vas. Van jare se skynskoekbak en hoenders groot maak en al daai goedes en ek vat daai 2 handjies so vas en ek kyk aan haar oë en ek sê, ouma, is jy onseker? Wat beteken, het jy nie die versekering nie? Is ouma onseker? Koppie knik. Koppie knik. Ek sê, oumie, wil jy seker maak? Sy sê ja. En op 89 het ek die voorreg om my ouma na die Here toe te lei in 'n ouer huiskamer. 89 aanvaar my ouma die Here Jesus Christus om volle versekering te hê dat die gees van die Here in haar woon. Ek kon haar nie in 'n bad water druk om haar te doop daai dag nie. So ek het nou maar in die wasbak getap en my hande nat gemaak. Ek sê, Here, vergewe nou dat dit nie onderdompeling is nie, maar ek doop nou vir ouma vandag. En toe sy die dag begrawe is en ek het voorreg het om haar diens te doen. In dieselfde kerk waar sy gesê het, dominee preek aan die slaap. Toe kon ek sê, met die grootste vrymoedigheid in my hart, is daar volle versekering dat wedergeboorte plaasgevind het in ouma Hannie se lewe en sy is by die Here Jesus Christus. Kan dit net sê, as jy versekering het, dat wedergeboorte plaasgevind het. En ek dink daar's honderde daar buite, insluitende familie en vriende van ons, wat nie daai versekering het nie, want ek het mos maar in 'n goeie huis groot geraak. Ek het mos maar in 'n Christenhuis groot geraak. Maar die aanvaarding van die Here Jesus het nooit plaasgevind nie. Sy gees het nooit ingekom en inwonend kom leef nie. En dit is 'n geweldige probleem. Derde funksie,
Johannes 16. Johannes 16 vers 7 tot 11. Maar ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal hy kom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig. Dis eintlik waar ek nou wil uitkom, ek kom net op by die trooster een. Sal hy die wêreld oortuig van 3 goed: sonde, geregtigheid en oordeel. So die derde funksie of rol wat die Heilige Gees in my lewe speel, is hy oortuig. Die woordjie oortuig is nie noodwendig die woordjie sê nie. Dis nie noodwendig die oordra van inligting nie. Wanneer iemand jou oortuig, beteken dit jy het so gedink en nou dink jy anderste. Iemand het my oortuig dat hierdie spesifieke tyres die beste tyres is om op my motorfiets te sit. Wat beteken dit? Ek het verskillende opsies gehad om na te kyk. Verskillende pryse om te oorweeg. Verskillende funksies van elke band wat hy kan doen. Maar uiteindelik het iemand wat kennis in hierdie saak het, met my deur alles gepraat en hy het my oortuig. Ek is tot volle oortuiging gebring dat hierdie die regte tyres is vir my fiets. Die Gees van die Here oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Van sonde omdat hulle in my nie glo nie. Van geregtigheid omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Waarvan oortuig die Gees van die Here jou? Rondom sonde? Weer as baie met my verskil hier hoor. Dit is gewederbaar is, maar kan jy nie meer sonde doen nie. Ek verskil. Sonde het nie sy definisie verloor omdat ek gewederbaar is nie. Sonde is om die merk te mis van Christus. Christus is sonder sonde, daarom is hy die merk. As ek na 'n teiken skiet en ek skiet die teiken mis, het ek die merk gemis. Niemand kan sê, o sorry, ons definieer dit as 'n raakskoot wat net nie heeltemal op die regte plek is. Nee, die skoot is mis. Jesus is die merk. As ek aanhou met dinge doen wat nie in sy lewe sigbaar is nie, doen ek sonde. En die Gees van die Here sal my oortuig. As hy werklik in my woon, sal die Gees van die Here vir my sê, bou, daai ding mis die merk. Maar die manier wat hy dit doen, is nie deur sy vinger in my gesig te druk, vir my te sê, jou slegte mens nie. Hy doen dit deur sy arm om my skouer te sit, soos 'n pa moet 'n seun werk. Sê, Boeta, papa is lief vir jou. Papa is lief vir jou. Maar hierdie saak maak papa se hart seer. Kom ons kom weg. Dit is wat oortuig beteken. Wanneer ek sê, papa, jy's reg. Hierdie saak pas nie. In plaas van, jou slegte hond, hoe lank gaan jy nog hierdie fout maak? Kan jy dan nie sien, dis 'n fout nie? En ek in my hart sê, jy praat nie so met my nie. Ek laat nie dit nie. Nou kom haar wrywing, nou kom haar rebellie tussen my en my koning. Dis hoekom hy nie so werk nie. Sy oortuiging kom altyd, sy waarheid wat hy praat, kom altyd in liefde. Ons het dit vir mekaar gesê, hy belangrike dag wat ons moes praat, oor dieselfde geslag huwelik wat in ons dorp plaasgevind het. Het ons vir mekaar gesê, die manier wat ons dit hanteer, moet in lyn wees. Moet hoe Jesus die vrou hanteer op die grond wat in heterdaad betrap is. Onthou julle? Jesus het die waarheid in liefde oorgedra, vol genade. Maar het die een van die 3 uitgelos, het ek net op een van hulle gefokus nie. Hy het die waarheid oorgedra, in liefde, met genade as 'n opsie. Maar hy het die een keer hy sonde geregverdig, wat plaasvind het. En daai vrou het van die grond af opgestaan, oortuig van Christus, wat die waarheid spreek,
in liefde die saak konfronteer, maar genade het vir haar deur haar nie te veroordeel nie. Die Gees van die Here gaan dieselfde in my hart, in my en jou hart doen, omdat hy is die geregtigheid van God. Hy is die een wat voor die Vader mag staan rein, en almal wat gewederbaar is in hom voor die regterstoel. En in hom en in sy geregtigheid word ons sonde afgewas en vrygespreek. Maar die sonde is nog steeds sonde, en die Gees van die Here sal jou oortuig daarvan. Daar's nie 'n sonde wat jy kan doen na wedergeboorte, wat jy vir my sê, jy weet nie wat jy doen nie. Jy weet, want die Gees van die Here oortuig jou, nee, dit pas nie meer nie, kom ons kom weg, daar's 'n beter pad, en jy sê, los my uit, ek doen wat ek wil doen, of jy sê, Here, ek gaan luister, dankie vir die oortuiging. Kyk, dis vir my, oortuig is vir my baie mooi deel van heiligmaking. Die oortuigingsfunksie loop hand in hand met heiligmaking, want sy hart is om hierdie, ja, ek weet ek het eintlik 'n ekstra punt hier gegee, maar ek gaan dit nou volledig uitspel. Ek wil net gou die punt maak wat in my hart was. Die fokus van die Here is om my te wys, in te lig van die saak, te oortuig daarvan en dan vir my weg te kry daarvan. En die oomblik is iets as 'n ou painting doen en hy maak 'n fout met die kwas. Jy sal nie eers weet hoeveel van die groot miljoene rande se paintings daar buite het foute opgehad het. Maar die voorreg van verf is as jy boor dit gaan, dan verdwyn dit wat jy gesien het. Dis in die onderkant, maar daar is ekstra laag verf bo-oor. Dit word bedek. Die liefde bedek 'n menigte van sondes. En wanneer die Here my wegkry van daai saak af, wanneer ek kies om weg te kom nadat hy my oortuig het, dan is dit asof sy bloed dit toewas, afwas, skoonmaak. En nou is ek heiliger en skoner as wat ek daar was. Ek is nooit perfek nie, want ek en jy is gebore in sonde, en tot ons die dag sterf, gaan ons issues hê. Skoongewakste kinders van die Here wat trip oor sonde. Vrygekoopte kinders van die Here wat foute maak. Ek gaan nooit perfek wees nie, want net Christus is perfek, maar in hom gaan ek van heiligheid tot heiligheid, al nader na die beeld van die Seun. En daarom bring dit my by punt 4, dat hierdie oortuiging en heiligmaking vat my na verandering toe. Want die Gees van die Here vat my net soos ek is, maar hy los my nie net soos ek is nie. Ek sal dit nog 'n keer en 100 keer ekstra sê, die spreekwoord wat sê, so gemaak, so gelaat staan, kom uit die duiwelse plek uit. So gemaak, so gelaat staan, is my en jou verskoning, dat dit is nie maar hoe die Here my gemaak het, no ways. No ways. So gemaak, totdat ek laat staan. En van heiligheid tot heiligheid verander kan word, al nader na die enigste beeld en standaard wat ons het, Christus Jesus se voorbeeld. So die Gees van die Here in die rol van sy lewe is om my te verander. Raai wat? Ek het lank genoeg probeer, ek kry dit nie self reg nie. So ek gee oor om verander te word. Daai oortuiging, dit het ook te doen met die gees van onderskeiding. Absoluut. Ja. Absoluut. En ons kom nou by die gawes en die goeders ook vinnig uit, maar die onderskeiding is 'n oortuiging wat ek moet hoor en aanvaar. Yes, Pansy. Kan ek gou iets sê oor die oortuiging en die verandering? As dit reg is. Asseblief. Ek wil gou iets oor die bediening van die Heilige Gees sê in daai konteks. Ek dink jy gaan ook iets sê oor trooste, maar ek dink die kosbaarheid van die Gees se werking rondom oortuig is dat hy oortuig my met Christus. Dit bly sy bediening. So die oomblik wat ek sonde doen, is die oortuiging wat kom, hy rig die standaard van Christus voor my op. En dit oortuig my, wetend of onwetend,
maar dit bly die standaard. So nou oortuig hy my teen hierdie standaard wat Christus is. En onmiddellik sien ek dat my sonde passibiliseer. Dis nie wie hy is. En die oomblik wat daai oortuiging kom en daai berou kom en daai verootmoediging voor die Here, dan verander sy bediening. Nou bly hy nie meer 'n oortuiger nie. Hy raak 'n trooster. Want so nie bly oortuiger en dit kan my in diep moeilikheid daar bring, maar nou raak hy trooster en nou bring hy weer Christus voor my, die gekruisigde een, en hy troos my in die sin dat jou sonde is klaar vergewe. Want so nie val ek vas met 'n skuldgevoel wat nie daaroor het. En ek dink dis die lieflike bediening van die Gees van die Here in daai opsig. Hy is oortuigend en onmiddellik raak hy weer trooster. Ja. En hy troos my met Christus as die een wat vir my aan 'n kruis gesterf. En ek het 'n keuse hoe ek gaan reageer daarop. Ek het 'n keuse hoe reageer. Want die woord sê dat dieselfde trooster, dieselfde Christus, dieselfde Jesus is of die rots wat my red of die rots waarteen ek my voet stamp. En daai voetstamp is aanstoot neem. Jy sien, ons leef in 'n era waar mense, die eerste reaksie van mense is verdediging. As jy 'n fout uitwys, jy kan met die grootste liefde kom, wanneer jy 'n fout uitwys in vermaaning met jou trane, dan gooi mense die ding na jou toe, jy oordeel. Moenie oordeel nie. En in daai oomblik moet jy verstaan, as jy besig om jou nek styf te maak, as die vermaaning gelykstaande is aan Christus se standaard en in liefde en waarheid oorgedra word. Maak jy jou nek styf nie teen die persoon wat dit vir jou bring nie, maar teen die woord en teen die profetiese stem van die Here. So wanneer hy my oortuig, gebruik hy soms mense om my te oortuig van sonde. En as ons 'n gemeenskap van gelowiges is, moet daar 'n plek wees waar ons mekaar kan vermaan. Dan moet 'n plek wees. As daar nie 'n plek is nie, moet jy jou eie hart ondersoek. En as die vermaaning op 'n lelike manier plaasvind, moet ons daaroor ook kan praat. Maar net omdat dit verkeerd oorgedra word, partykeer beteken nie, dis nie waar nie. En ek en jy het 'n plek wat ons moet besluit, gaan ons die vermaaning aanneem omdat ons oortuig is daarvan? En gaan ons die genade opneem, want onthou, as ek oortuig is van 'n sonde, waartoe vat dit my onmiddellik? Jakobus het nou gesê, dit vat my na belydenis toe. Die oomblik as ek besef, ek is uit lyn uit met die seun, vat dit my na belydenis in. Belydenis is nie in die hoekie gaan sit in skuldgevoel vir 3 dae nie. Dis nie belydenis nie. Belydenis, o Gads Here, ek is nou uit lyn uit met U. Vergewe my asseblief, ek besef, dis sonde. Dankie tog vir die kruis. Paulus homself sê, wie sal my red van hierdie liggaam van die dood? Wie sal my red? Dankie Here vir die kruis. Dankie vir die kruis. Dankie vir die opstanding, dankie vir die genade, dankie vir die bloed. Maar nou gaan ek bekeer van daai saak, ek gaan omdraai, wegdraai, in 'n ander pad stap. So wanneer die Gees van die Here iets uitlig, deur 'n mens of deur sy eie openbaring in jou hart, moenie jou hart verhard nie. Moenie jou nek styf maak nie. Moenie in rebellie daaroor ingaan nie. Vat die woord. Ondersoek die woord of dit as dit deur mens kom. En as jy vind dis die waarheid, verander. Meld aan by die Here vir verandering. Bely dit as 'n sonde, as 'n fout. En let's continue. Ons kan nie vir ewig vashak by 'n vermaaningkie nie. En kwaad wees en die kerk verlaat en die kerk het my seer gemaak en alles omdat iemand jou vermaan het deur 'n sonde uit te wys nie. Regtig? Dan gaan niemand van ons hier kan sit nie. Want niemand van ons is perfek nie. 5. Onderrig. Hy bly 'n rabbi. Hy bly 'n rabbi in Johannes 14 en Johannes 16 gaan jy dit vind. Hy bly die een wat onderrig na jou kant toe. En die myn handboek wat hy gebruik is die woord.
So hoe wil jy hê moet die Here jou onderrig uit sy woord uit? Hoe wil jy hê hy moet vir jou rema woord gee? Logos woord bring, goed wat goed is openbaar, wow, goed wat diep in jou hart werk, jog, ek sien dit, nader trek aan sy bors as jy nie in die woord is nie. Daarom moet ons hamer teenoor mekaar en vra, hoe lyk jou tyd in die woord, want hy wil onderrig. As hy nou inwonend kom woon, dan is hy die rabbi wat van die binnekant af wil praat en hy wil onderrig uit die woord. Laat hom toe. Laat hom toe. Dis 'n amazing voorreg om die ver bo Nikodemus leermeester van alle leermeesters binne in ons te dra. En dis wat die woord sê, jy het niemand anders nodig as die Gees van die Here om hierdie onderwysing en onderrigting in jou lewe te doen. OK. Dan nommer 6 kry ons in Handelinge. Handelinge 1, 7 en 8 sê vir ons die volgende: Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat hierdie Vader se eie mag bepaal is nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria tot aan die uiterstes van die aarde. Die Gees van die Here bemagtig en bekragtig. Die Gees van die Here bemagtig en bekragtig. Jy het nie nodig om al die antwoorde voor die tyd te hê as die Here vir jou 'n opdrag gee nie. As die Here vir jou die opdrag gee, sal hy jou bemagtig en bekragtig om te doen wat hy sê. As jy 'n normale ou soos ek is en jy kry 'n ingenieursopdrag, gaan ek skrik. Wat weet ek van brugbou? Ek sou baie graag Rossowil se brug so vinnig as moontlik wil reg hê. Dan hoef ek nie om te ry om netjies nie, maar wat weet ek van brugbou? Wat weet ek van strukture? Wat weet ek van die verhouding van daai staal en sement en alles teenoor mekaar? Ek weet nie, so ek gaan skrik. As ek die opdrag kry om daai brug te bou. Maar wanneer daai opdrag geestelik van die Here af sal kom en dit voel vir my of ek moet 'n brugloop bou waar ek nog nooit 'n brug gebou het nie, kan ek rustig wees dat die Here weet en hy kan. En as hy weet en hy kan, hoekom kan hy my nie bekragtig en bemagtig om te doen wat hy gesê het hy deur my wil doen nie? Dit is waar baie kinders van die Here nee sê vir die Gees van die Here, want ek kan nie en ek weet nie. Wys my opregte manne en vroue van God in die woord wat alles geweet het. Moses, nee, ek kan nie praat nie, eerste opdrag. Nee, Here, ek kan dit doen nie. Gideon, nee, ek is die minste van my mense. Almal van ons gooi die verskonings voor. Ons moet besef, hy wil jou bemagtig. Beteken, hy gee die mandaat. Hy sal jou help om dit uit te voer. Hy sal die krag en die insig en die wysheid gee, deur sy Gees in die oomblik. En dan staan daar wat? Julle sal my getuies wees. Wat het ons van mekaar in die begin gesê? Dit wat ons gaan sê na die tyd, is net die Here kon dit doen. So ons getuig van waar sy hand in aksie gekom het, om deur ons sy opdrag uit te voer, deur ons te bemagtig en te bekragtig. Maar, dit is nie jou krag nie, en is nie jou mag nie. Daarom is dit nie jou eer nie. Selfs deur hierdie storm, met al sy skade wat hy aangerig het, sal die Here jou bemagtig en bekragtig om aan die ander kant uit te kom. Jou werk verloor. Die Here sal jou bemagtig en bekragtig om aan die ander kant uit te kom. Die Here sal voorsien alles wat jy nodig het om aan die ander kant te kom. Hy is die een wat dit doen. Die hand van die Here, van die leerskare en die ywer van die Here sal dit doen. Vraag is, glo jy dit? Die laaste enetjie wat ek wil byvoeg, by wat jy net ook gesê het, Sorien, is deel van bemagtig en bekragtig, is gawes. En mense gaan verskriklik aan oor gawes.
Gawes is nie primêr die funksie van die Heilige Gees nie. Gawes is 'n lieflike byproduk wat kom as jy hom toelaat. Gawes is nie iets wat jy 'n kursus voor hoef te loop om dit te ontvang nie. As jy die wedergeboorte deurgegaan het en die Gees van die Here kom leef in jou, leef die volheid van die Godheid met al sy kragtige en bemagtigende gawes binne in jou. En jy moet hom toelaat om dit deur jou te werk. Kan hy een of twee meer pertinent in jou lewe gebruik? Ja, hy kan. Maar ek gaan nie, omdat die Here mense deur my genees het, 'n bordjie voor my huis ophang en sê, geloofsgeneesheer kom hiernatoe nie. En almal wat hier sou kom, gooi jou R50 daarin en ek bid vir jou nie. Ek gaan dit nie doen nie. Want die Here van die leerskare moet dit werk waar hy wil, wanneer hy wil, soos hy wil. Maar my lewe is oop. Is joune? Is joune? Kan ek vir jou sê hoeveel ek al keer al verward gestaan het oor iets wat ek gedink het moes gebeur en dan gebeur dit nie. Hierdie gawe moes nou opereer en ek het nou die Here gevra en nou het dit nie gebeur nie, nou wat nou? Ek weet nie wat nou nie. Dis die Here wat kies. Dis die Here wat doen. So hou op fokus op 'n gawe en sê Here, kom met u Gees en neem oor. En werk al die gawes van 1 Korintiërs 12 in my, soos u wil, wanneer u wil. Ek is beskikbaar. Genesing, profesie, onderrig, teaching, wat ook al jy voel jy nodig het, die Here sal dit werk, maar nie op jou timing nie en nie op jou bevel nie. Die Here is nie ons speelmaat nie. En ongelukkig het jy 2 Tessalonisense ook en jy kan dit gaan lees. Die vyand opereer ook in die laaste dae deur signs and wonders. En nie elke sign and wonder wat jy sien, kom van die Here af nie. Die bose het ook mag. Dis nie almagtig nie, maar dit het ook mag. Dit kan ook goedjies doen. Wow, check hier. Jannes en Jambres, die 2 towenaars van Farao, het ook goed nagemaak wat Moses gedoen het. Maar Moses se slang het hulle 2 slange ingesluk. Wat net wys God is bo dit. Moenie vir jou blind staar aan elke dingetjie wat jy sien, dis die Here nie. Die gawe van onderskeiding wat deur dieselfde Gees werk, moet jou bemagtig en bekragtig om te kan weet wanneer is dit die Here en wanneer nie. OK. Dan wil ek aansluit by Jakobus by trooster, wat baie lieflik saam met oortuiging soos hy verduidelik het. Ek wil net nog ietsie bysit saam met trooster. Trooster het vir my nog 'n kant. En dis die woordjie, Engelse woordjie counselor. Hy's die counselor. Hy vervul die funksie van counseling. So die een kant het Jakobus verduidelik. Dis daai, toe maar, jy is gedek. Jy het versekering teen die sonde. Jy het versekering teen die ewige lewe. Jy het dit, want ek leef in jou. So hierdie saak was verkeerd wat jy gedoen het, maar ek het reeds daarvoor betaal. Toe maar, dis oukei. Kom ons gaan aan, kom ons draai weg. Hy troos jou met dit. Christus het reeds die prys betaal, maar hy's ook die adviseer. En die vraag is, om 'n adviseer te gaan sien, moet jy gaan na hom toe. So hy is beskikbaar om te counsel. En ons het vir mekaar gesê, die oorspringwoord daar beteken die een wat jy soek in 2 plekke. Jy soek hom in die oorlog langs jou, jy soek hom in die hof langs jou. In die oorlog, waar jy onder aanval is, vra die counsel van die Here, vra die advies van die Here, vra die bystand van die Here, vra die insig en die wysheid van die Here in die saak. En wanneer jy aangekla word, jy staan in die hof. Jy word aangekla. Voor jy reageer uit vlees uit, vra die counselor. Vra die een wat jou kan verdedig, in plaas van jouself. Dit is vir my verskriklik mooi, die parakletos, nee? Die dekking wat hy gee. Hy sê, ek is so 'n lieflike adviseer, ek het al die antwoorde wat nodig is. Kom net na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is, van die oorlog of van die hof, kom na my toe. Ek gee rus, ek gee advies, ek is die waarheid. Ek ken nie antwoorde, kom net na my toe. Trooster, leidsman. En omdat hy die counselor is, gee hy die leiding. Hy is die leidsman. Wat sê hy in Psalm 23?
Die Here is my? Wat is 'n herder? Dis 'n leidsman. Ek lei die pad, want ek ken die pad. As hy jou trooster raak en jou adviseer, volg hom dan. Die leidsman. Hy sê jou lei in die waarheid. En ek wil die Amplified sê, comforter, en hakies, counselor, helper, intercessor, advocate, wat jy nou sê die of is, strengthener en stand by. Stand by. Die woorde wat op counselor Van toepassing is. comforter. Lekker. Die laaste woordjie, laaste enetjie wat ek wil insit van my kant af, is vir my een van die belangrikste goed. En Jakobus het daarin geraak. Een van die rolle en die funksies van die Heilige Gees in my lewe is om Christus te verheerlik. Dit pla my as ek by geloofsgemeenskappe kom wat die kollig plaas op die Gees. En ons praat nou met die Gees en ons vra nou vir die Gees en ons alles is die Gees. En alles wat die Gees gedoen het in hierdie lieflike boek van die Here is om die kollig op Christus te plaas. Al wat hy doen die hele tyd is omdat hy nie los is van Christus en los van die Vader nie. Want die Vader en die Seun en die Seun en die Vader en die Vader en die Gees en die Gees en die Vader, alles is een. Hy plaas die kollig op Christus. Die een wat vir ons gegee is om te sien as voorbeeld, was Christus. En in hom het die Vader en die Heilige Gees ingekorporeer gekom, sodat Jesus vir sy disippels kon sê, as julle my sien, sien julle die Vader. Al wat hulle van die Gees kon sien, is die tonge van vuur en die duif wat neergedaal het. Dis dit. Die res is 'n manifestasie van die Vader en die Gees deur die Seun. En in die laaste dae praat hy met ons deur die Seun. Dis die profetiese stem wat die verheerliking altyd plaas op Christus. Christus is jou sentrum. Alles is ingebou in hom en hierdie Gees sal nie die kollig op homself skyn nie. Hy skyn dit op Christus. Hy verheerlik Christus. En hoe meer jy hom toelaat, hoe meer wys hy vir jou die standaard van Christus. En hoe meer implementeer hy die karakter van Christus in jou. En hoe meer kom jy agter, ek verander. Daar's niks meer bevrydend as om agter te kom, ek verander. Wow, ek is nie meer dieselfde nie. Ek is miskien nie heeltemal bevry van 'n saakie, maar ek is nie meer daar nie. Ek is al hier. En stukkie vir stukkie voel ek hoe hy die Gees my lei en meer losmaak soos ek hom toelaat, tot ek terug kan sê, halleluja! Ons is uit die woestyn uit, ons is deur die Rooi See, ons is op pad na die beloofde land. Ons het nog baie fights in die woestyn. Ons het nog baie fights, maar ons is uit daar. Ek is nie meer 'n slaaf in Egipte onder die Farao nie. En hy doen dit deur Christus te verheerlik, en hoe meer jy saam met hom stem oor wie Christus is, hoe meer begin verander hy jou al nader na sy beeld. Hy doen dit. Hy wil dit doen. Hy het 'n begeerte om Christus te verheerlik. Presies. Johannes 16 vers 14. Johannes 16 vers 14 sê, hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Hy, die Gees, sal my verheerlik. En as 'n Gees nie vir Christus verheerlik nie, my broer en my suster, dan is dit nie die Heilige Gees nie. Dan is dit 'n ander Gees en 'n ander evangelie en 'n ander Jesus. En daar's baie van hulle. So die oomblik as jy in 'n bediening is en jy kom agter, die mens word verheerlik. En die Gees lig 'n mens op en 'n mens hardloop. Dis nie die Gees van die Here wat hier teach nie. Want die Gees van die Here verheerlik Christus en hom alleen. Daar's my 8. En nou my vorige 7 'n hakie trek en aan die punt terugtrek en hom 8. Want dit al 7 daai vorige goed is presies wat daar gebeur. In 8. Sien jy, dis hoekom ek julle nodig het. Dit Openbaring 19 is
uit daai skrif wat sê wou van die getuienis van Jesus is die gees van die profesie. Openbaring 19. Openbaring 19. Ja, hy sê die getuienis van Jesus is die gees van die profesie. Is die gees van die profesie. Ja, soek hom. Moet ek nog gou verder, sorry, dit is verder. Vers 10. Vers 10. Vers 10. Okay. So wat help dit? Ons vier Pinkster. Ons vier die uitstorting van die Gees. Maar sy eerste funksie het nie plaasgevind nie, wat beteken niks van die res kan funksioneer nie. Ons kan die mooiste boodskapies hê oor sy Gees is uitgestort. Die vraag is daai Gees in jou? En as hy in jou is, watter rolle vertolk hy? Of nie, hy is dalk in jou, maar jy stop die res, want dit is nie lekker om te verander nie. En wat gaan die mense sê? Maar ek glo elkeen van julle is geweterbaar. En ek glo die Gees van die Here wil in elkeen van julle werk. Nog meer en nog meer van Christus. Iets van julle kante wat julle wil byvoeg? Heide? Ek het dit aan jou geskryf terwyl ons hier al daai nommers is en ek dink dit was actually jy wat ons nou gesê het. Ek weet nie of die regte volgorde is, maar wat het so vir my van mekaar is bely, bevry, beleef. Bely, bevry, beleef. So, bely. Ja, dit klink soos my wysheid. Sien al die eer vir my. Bely, bevry, beleef. Vat dit alles so by mekaar van bely, bevry en dan moet jy dit uitleef. Almal jy uitleef. Ombroes? Net om te wys hoe konsekwent God self is. 50 dae nadat die Israeliete uit Egipte uit is, het hulle by Sinai die wet ontvang. Ja. En 50 dae nadat Jesus Opgestaan het. Het hy die nuwe verbond ingestel. Ja. Daar is daar nie iets soos 128.000 kruisverwysings wat klop met mekaar nie. Dis iets soos ek het eendag iemand gesê, dit nagevors. Wat alles klop, van oud na nuut en van nuut af terug na oud toe, alles is net so lieflik by mekaar. Oor 1400 jaar geskryf deur 40 skrywers in 4 tale en alles kom so by mekaar. Want die hele woord is geïnspireer deur dieselfde Gees. Ja. So mag die Gees van die Here, so ekskuus Sonja. Dis nou maar iets wat seker nou inskakel iewers daar. Maar Johannes 14 vers 26. Maar die Trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en hy sal julle herinner aan alles wat julle geleer het. Ja. Julle gesê. Maar wat so eers skielik kom maar vers by jou op. Ja. Ja, waar kom dit vandaan? Ja. So herinnering wat hy net vir jou gee kan. Ja. Dis net wat my help. Amen. Maak jy nou 'n warm watertjie vir die swembad of wat nou? Jy moet my bevry van hierdie vrees nou. So mag die Gees van die Here, né, voor as die seën uitspreek. Mag die Gees van die Here wat beskikbaar is vir ons elkeen, mag ons hom toelaat om hierdie lieflike funksies en rolle in ons lewens te speel. Sodat ons kan getuig teenoor mekaar tydig en ontydig, en teenoor familie en teenoor vriende, van watter voorreg dit is om 'n draer te wees van hierdie parakletos, hierdie counselor, hierdie trooster, wat die Here Jesus vir ons gelos het. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees en met julle bly. Amen.